fietsmaatjies? Dit is nog steeds lockdown. O, ja. Maar julle weet natuurlik die kerk is binne ons. Die kerk is binne jou, Lena. Die kerk is binne jou, Ilse. Die kerk is binne julle almal. Dis so awesome dat dit deel van Jesus se familie is. Kom ons sing so. Wag. Wie het verjaar? Baie geluk. Nou kan ons sing. Bye. Ek gee alles vir U, want U sal magtig. U sal magtig. Deur my eie krag en wil kan ek nie meer nie. Kan ek nie meer nie. Want U sien die groter plan vir my. Op my knieë voor U roep ek uit. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Minder van myself, meer van 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 U. Hier is ek hier, met my arms uitgestrek voor U. Hier is ek hier, kom vat my hand, kom neem my hier. Hier is ek hier, vorm my, vou my soos U wil. Hier is ek hier, voor U. Alles is soos dit moet wees. Georden, 'n ondertoon van gesofistikeerde akademiese gesprekke. Ek meen as jy hier is in hierdie posisie, het jy ver gekom. Meeste van jou vriende sou die deur al toegemaak het vir hierdie roeping teen die ouderdom van 12, maar nie jy nie. Jy is een van die beste studente. Jy het dit gemaak. So jy dwaal hier onder die elite in die tempel. Dit is ek. Dit is my lewe. Elke dag is dieselfde as die vorige. Alles is voorspelbaar en normaal. Ek bestudeer die wet van God. Ek dink aan hoe ek dit kan interpreteer. Ek bespreek my gedagtes en hoe ek die wet verstaan met ander godsdienstige akademiese mense. En dan eendag loop 'n jong seun in. Hy het 'n teenwoordigheid wat baie groter is as sy fisiese kenmerke. Hy kom met selfvertroue, maar nederig in die tempel in. Ons almal draai en staar. Eers dink ons hy is waghalsig of dalk verdwaald. Ons gaan aan met ons gesprekke. Ek kyk na hoe hierdie kind na elke woord luister. Sy oë is op elke persoon wat praat. En hy's gretig om te hoor. Vir my voel dit hy hoor selfs wat nie gesê word nie. Hoe langer na ek na hom kyk, hoe meer besef ek sy vlak van insig is meer as wat ons aangeneem het. Deur sy luister het hy meer inligting ingeneem as wat gesê word. En die manier waarop hy daar gesit het, tussen die mense, meer as 3 keer sy ouderdom. Hy het 'n teenwoordigheid gehad wat ek nog nie kon verstaan nie. Maar hy was oop en nederig en gretig om elke woord te hoor. Dit was asemrowend. Ek kon dit nie verduidelik nie, maar ek het geweet met hom wat daar sit, sal
daar iets vir ewig in my verander. Toe hulle hom nie kry nie, het hulle omgedraai na Jerusalem toe op soek na hom. Na 3 dae het hulle hom by die tempel gekry, waar hy tussen die geleerdes sit en na hulle luister en hulle uitvra. Almal wat hom gehoor het, was verbaas oor sy insig en sy antwoorde. Hallo julle, ek is Helene en ek is baie bly ek kan vandag met julle praat oor die manier wat Jesus luister. Wat 'n wonderlike geskenk dat hy ook so na ons luister. Dink saam met my aan die teksvers wat julle pas gehoor het. Jesus was gretig om te luister. Hy is so ernstig besig om te luister dat hy nie eers bewus is daarvan dat sy ouers na hom soek nie. In hierdie oomblik kan ons iets leer van die manier wat Jesus luister. Hy het 'n baie spesifieke postuur wanneer hy luister. Hiermee bedoel ek dat hy 'n manier van luister gehad het wat ek my kan indink. Jy in sy liggaamstaal kon sien. Eerstens, Jesus wil luister. Was jy al in 'n gesprek terwyl jy weet die persoon wil nie eintlik luister nie? Hy is daar, maar sy aandag is afgelei. Hy is ongeduldig en dit voel asof hy jou aanjaag om klaar te praat. Hy lyk nie geïnteresseerd nie. Daar is omtrent geen oogkontak nie. Sy lyfstaal wys hy is geïrriteerd of ergens anders in sy kop. Miskien tik hy sy vingers of op sy been of hy tel heeltyd sy foon op. Of dalk sê die persoon net ja, okay, amper asof hy haastig is dat jy klaar praat. Wanneer dit met my gebeur, wil ek sommer ophou praat. Wanneer Jesus luister, wil hy regtig luister. Sy aandag is daar. Ek kan my indink hoe sy liggaamstaal gelyk het. Hy hou oogkontak, draai nie weg nie geïrriteerd of haastig op pad ergens heen nie. Ek kan indink dat hy na die persoon na wie hy luister gedraai is. Rustig besig om regtig te luister. Ons kan dit indink wanneer ons na verskillende geleenthede in die Bybel kyk waar Jesus luister. Dink aan hoe hy by die Samaritaanse vrou by die put gaan sit. Elke keer luister hy op dieselfde manier. Jesus neem die postuur aan van regtig luister. Hy gee sy volle aandag aan die persoon na wie hy luister. Ek wonder of ons kan leer om so te luister, om gretig te wees om te luister. Kan ons die persoon voor ons wys dat ons werklik wil hoor? Kan ons hom wys met ons oë, ore en liggaamstaal? Die tweede ding is dat Jesus oop is om te luister. Jesus luister nie net om te praat of ander te leer of dinge reg te maak nie. Hy luister om regtig te hoor. Dikwels het mense oplossings en genesing gevind, juis in die manier wat Jesus na hulle luister. Soos wat Jesus luister, praat mense deur dinge wat hulle nodig het om hardop te hoor. Jesus is oop en eerlik. Geen hidden agendas, geen bymotiewe nie. Wanneer jy luister, is jou arms oor jou bors gevou, wat dalk wys dat jy nie oop is om te hoor wat iemand anders sê nie. Jy hoef nie altyd saam te stem nie, maar jy kan steeds oop wees om te luister soos wat Jesus was en is. Selfs al het hy soveel reeds geweet, was hy steeds oop om te luister. En dan die laaste ding, Jesus het nie gedink hy is te goed om by mense te wees nie. Hy luister in nederigheid. In Filippense 2 sê dit, dat Jesus nie aan sy godheid vasgehou het en in die hemel gebly het nie, maar dat hy bereid was om mens te word. Selfs nou soos wat hy luister, maak hy homself nie die belangrikste persoon in die gesprek nie. Hy waardeer die persoon na wie hy luister. Kan jy nederig luister na wat 'n ander persoon sê, selfs al stem jy nie saam nie? Dikwels is die begin van in Jesus se voetspore volg net hoe jy na ander luister. Besluit hoe jy wil luister, vind jou postuur. Leer hoe om na ander te luister, soos wat Jesus geluister het. Kom ons bid saam. Jesus is bo jou om jou te seën. Jesus is onder jou om jou te ondersteun. Jesus loop voor jou om jou te lei. Jesus loop agter jou om jou te beskerm. Jesus is langs jou om jou hand vas te hou. Jesus is binne jou om jou krag en vreugde te gee. Amen.